Right, so, Ile de France. Dis nie iets uit Frankryk uit nie, wel die skaap kom uit Frankryk uit, maar ons is nie nou daar nie, ons is by Nampo. Dis die Ile de France stalletjie. Hier agter my staan GJ. Hy gaan ons 'n bietjie meer vertel oor die Ile de France as ras. Hoekom dit werklik so goeie kruisstelingsvermoë het, maar ook ongelooflike semi-intensiewe vermoë het om mee te boer en hy kan ekstensief ook. So kom ons gaan luister 'n bietjie wat ou GJ te sê het. Hallo GJ, hoe gaan dit met jou? Goed jy Albert? Nee, kyk ons kan nie kla nie. So, ek weet julle nasionale kampioenskappe is nou verby. Hoe was dit? Was dit 'n groot sukses geweest? Dit was uit astronomiese sukses geweest. Ek dink dit was 'n baie goeie platform om ons ras te vertoon daarso. Daar was teelers reg oor die land geweest. Ek dink dit so net so oor die 300 diere wat bymekaar gekom het. So nee, ek dink dit het eintlik baie goed afgeloop. Ek was self daar gewees en die kompetisie was so straf. Ek het op 'n stadium was ek so bly ek is hier 'n judge, want ek het nie eens meer geweet wie kon wen of wie kan nie. So ons staan nou hier by julle stalletjie en kyk nou na al die mooi skaapies wat hier is. So verduidelik vir my bietjie, die Ile de France is bekend vir sy vleis, sy grootte en sy aanpasbaarheid. Dit weet ons. Maar iets wat ek bietjie meer oor wil praat vandag is sy kruisstelingsvermoë. Kom ons sê jy het nou 'n dorperkudde en jy wil 'n Ile de France ram inbring om wat bied dit vir jou? Kyk, die Ile de France bring vir jou daai uitstekende kruisvermoë, kruissteelvermoë uit. Waar jy letterlik omtrent die lamp vanaf die maak en speen en slag gelyktydig. So nee, dit is een van die sterkste punte dink ek wat die Ile de France het en ek dink van die punte wat ons die meeste van gebruik moet maak is die kruissteelvermoë van die Ile de France. So jy praat jy speen hom basies van sy maag van die slag om dadelik op watse gewig is dit omtrent dan? Dit sal enigiets soos omtrent 50-55 kg wees wat ons hom sal speen en dan sal seker om 'n gegewe van so 100 dae, 110 dae wees wat jy dan kan speen en dan slag. Dis 100 dae en dan sy op 50 kg. Ja, so 110 dae dan behoort jy by 50 kg. Ek weet ek gaan nou nie name noem nie, maar gewoonlik as jy slag is dit hier by 35-40. So jy kry 'n ekstra 10 kg op jou skaap basies by. Ja, kyk, al my diere wat ek slag van die plaas af, kyk, ek doen nou nie vreeslik kruissteel by my nie, maar al my diere slag ek tussen 55 en 60 kg en dan kry ons A2 lammers reg deur die bank. En dan 'n vraag wat 'n boer mos nou altyd wil weet is, ons weet hy's aanpasbaar, maar hoe aanpasbaar? Kan hy ekstensief gaan? Hoe sukkel hy met siektes? Is dit 'n redelike sterk ras? Vertel my 'n bietjie meer oor dit. Nee, kyk, hy is letterlik van Botswana se kant af reg deur tot mense in die Kaap wat teel met hulle Burgersdorp, dit is mense wat teel met hulle so. Hulle is reg aanpasbaar reg oor Suid-Afrika. Siektes is maar 'n beheer van siektes. Jy moet maar jou inentings so goeders doen, maar ja, dis nie 'n groot probleem vir my. So wie stal julle nou hier? Ek sien daar's 'n ram. Dit is nou nie die skouwenners wat hier staan nie, of is dit? Nee. Kyk, ons het verlede jaar het ons nou 'n bietjie meer die intensiewe skape gebring, weet om 'n bietjie hulle te teen te spel. En vandag het ons nou 'n bietjie meer die kommersieel nie, die skape wat 'n bietjie meer van die veld af kom. So jou ekstensiewe skape. So ja, daar in die hoek het ons lammers van ons gaan kyk sommer. Hier is nou lammers wat ons nou 'n bietjie vir die slagmark het met lekker lang sterte. Hulle is omtrent so 4 maande oud, 4,5 maande oud. En dan die agter het ons nou 'n 2 jaar lammetjie met 'n 5 maande oue lammetjie wat sommer net langsom staan. OK, en dan as ek nou so vinnig kyk, laat ek dit gou hier rondloop. Jou genetiese oordrag is baie sterk as dit kom by jou Ile de France. Dit is verseker. Van jou eerste generasie tot jou tweede generasie deur, ongelooflike sterk genetiese deurdrag. Dit is ook een van die groot goed by julle skou ook, is julle groepsklasse. Dis reg. Kyk, die groepsklasse is ons al, is gewoonlik 5 of 6 skape, almal vanaf dieselfde ram, wat ons dan kom ons sê bymekaar sit en dan skou hulle almal daar sit te mekaar. En dit gee dan vir jou 'n goeie idee oor wat die ram fisies by jou kan neersit op die plaas. So ons is nou hierso by die BKB Kleinvee Kompleks. As jy gedink het verdwaal, is hier op die punt die belangrikste deel met die mooiste prentjies in die agtergrond. Hoe kan die mense in kontak kom met julle? Hulle kan enige tyd kan hulle maar net op ons genootskap se blad gaan. Daar is kontaknommers, daar is lyste van verskillende teelers in die omgewing. So dit is maklik of op ons webwerf, Facebook blad gaan. Daar op die Facebook blad sê jy ook al die teelers se informasie kry en ook ja, om wie te skakel en wie om in die hande te kry. Maar die beste is maar om Nampo te kom en te kom draai. Asseblief, kom. Ons het verniet sweeties vir julle as julle wil hê. Kyk, jy kan my ook terg met 'n vissertjie. As hy, dankie jou GJ. Dankie Albert. So daar het julle dit. Min rasse is bereid om ekstensiewe skape na 'n skou toe te bring soos die. En dit is nie net enige skou nie, dis een van die grootste skoue in die land. En selfs met dit is hierdie goedes regtig van goeie gehalte, goeie grootte en die mense kan sien hulle kan loop. Dis die belangrikste ding. Hierdie ding sukkel nie om te loop, hy is redelik hoog van die grond af ook. So, maak seker jy kom draai hierso en kom kyk bietjie na hierdie beeste met kort bene. Dis Farm Spice oor
en uit.